Middag julle, weer my voorreg om saam met julle te kuier vanmiddag. Vandag wil ek vir julle vertel van 'n vrou wat nie 'n naam gehad het in die Bybel nie, en tog kon sy regtig dink ek 'n groot rol gespeel het. Sy het 'n groot rol gespeel. Ek wil vir julle vertel van Samson se ma, mevrou Manoag. Voel jy ooit mense definieer jou net volgens jou verhouding met iemand anders? Dit was vanwaar hierdie vrou, die Bybel noem nie eers haar naam nie. Maar haar geloof en karakter word so beskryf dat ons kan aflei sy was belangrik en het baie vir haar familie beteken. Haar lewe was nie maklik nie. Eers kon sy nie kinders hê nie, 'n verskriklike slag vir 'n vrou in haar kultuur. Wie sou haar man se naam voordra en hulle op hulle ou dag onderhou? Toe kom daar 'n krisis. 'n Engel van die Here besoek hulle, maar praat nie. Soos 'n mens in daardie kultuur sou verwag, die engel praat nie met haar man nie, hy praat met haar. Die engel kondig aan dat sy wel 'n seun gaan hê. Manoag se vrou kon op verskillende maniere gereageer het. Sy kon byvoorbeeld wonder, is ek nog by my volle verstand? Het ek my dit verbeel? Ek gaan die boodskap maar liewer geheim hou. Mense kan vir my lag. Maar nee, sy vertel haar man daarvan. En plaas dat Manoag hom verbly in haar vreugde, betwyfel hy haar woord. Hy wil ook 'n persoonlike afspraak met die engel hê. God staan sy versoek toe, maar toe Manoag die engel sien, verdwyn in die vuurvlam wat sy offerhande verteer, word hy beangs en oortuig dat die Here hulle albei gaan doodmaak. Maar sy vrou ken die Here beter. Daarom kalmeer sy haar man met 'n beredenerende argument wat geanker is in haar geloof oor hoe God is. As die Here ons wou doodmaak, sou hy nie die brandoffer en graanoffer van ons aangeneem het nie. Hy sou ook nie dat hierdie wonderlike ding wat met ons gebeur, die boodskap wat hy vir ons gegee het, die nuus deurvoer nie. Soos God beloof het Manoag se vrou kort daarna geboorte gegee aan Samson, een van die grootste probleemkinders in die hele Bybel. Hy het sy ma voortdurend geleentheid gegee om haar vertroue in God te bevestig. Hervestig. Moeilike tiener, nie ore nie, wou nie luister nie. Hierna word nie veel meer oor Samson se ma gesê nie. Ons hoor haar nooit eers wat haar naam was nie. Maar in haar sien ons hoe 'n Christenvrou optree in 'n krisis. Sy handel in geloof, eerder as om in vrees te reageer. Sy kyk weg van omstandighede en fokus op hoe God is, vol liefde en trou. Sy glo dat God regverdig is, altyd by ons bly, en nie sal teruggaan op 'n belofte wat eenmaal gegee is nie. Met hierdie geloof kon die sterk vrou haar man kalmeer en fokus op die kind wat op pad was. Ons kan meer hieroor leer in Rigters 13 tot 16. Nou ek dink, ons ma's het soms maar 'n stryd as ons tieners in die huis het wat op 'n rebelliestadium is. Samson was 'n groot sterk man. Hy het 'n groot geheim gehad. Die geheim het in die lengte van sy hare gelê. En weens versoeking en welis het hy eventually daardie mag wat hy gehad het verloor. Ek dink net, as ons vandag net kan by die Here se voete bly, ons is ouers, ons ma's, want God maak nooit beloftes wat hy nie hou nie. Ek sê altyd, God sit nooit met sy hande in sy hare nie. Hy weet in elke situasie wat om te doen, wat die beste vir ons is. En al het Manoag nie geglo wat die engel van die Here sê nie, omdat daai jare in die kultuur van dit was 'n vrou eintlik niks. Sy was die broeikas, kinders grootmaak, kos maak, die man versorg die lande, sy het eintlik alles gedoen. En sy het nie regtig 'n platform gehad waar haar stem gehoor geword en geglo geword het nie. Maar God het 'n plan. God het 'n plan gehad en hy het haar gebede gehoor. Hy het haar posisie gesien, haar benarde posisie, en hy het uitvoer
sy belofte het tot uitvoer gekom. So glo in die Here. Ek weet in my hart dat geen gebede net ongesiens verbygaan nie. Saad in die grond. En daai saad sal ontkiem wanneer die regte tyd daar is. Mevrou Manoag het ook gewag vir die regte tyd en sy was nie teleurgestel nie. Staan vas julle. Bid, vertrou, glo. En wees rustig. God se tyd is nie ons tyd nie. Dankie julle, lekker middag. Geniet die naweek en mag die Here vir ons nog baie meer reën stuur. Mooi dag julle hoor. Bye bye.